Hallo julle, is julle reg vir vandag se avontuur? Ons gaan terug na die eerste boek in die Bybel. Kan jy onthou wat die boek se naam? Dis reg, Genesis. OK, ek wil jou gou ietsie vra. Het jy al ooit gevoel iemand anders te kry iets wat jy graag sou wou hê? Miskien kry iemand anders die grootste cupcake, of 'n maatjie kry die sticker wat jy wou gehad het, of iemand anders kry eerste 'n beerd, of jou maatjie het altyd die coolste speelgoed, en skielik voel jou hartjie so bietjie... Wel, vandag gaan ons hoor oor twee boeties, Kain en Abel, en iets baie belangrik wat gebeur het in hulle harte. Want weet julle wat? God kyk nie net na wat ons doen nie, hy kyk na wat in ons harte aangaan. En ons gaan leer hoe om liefde te kies in plaas van jaloesie. Hou mooi dop en dink aan hierdie vraag. Wat gebeur wanneer ons verkeerde gevoelens te lank in ons harte kans gee? Kom ons kyk gou na die video. Stories of the Bible. Cain and Abel. Adam and Eve had two sons named Cain and Abel. When Cain and Abel grew up, Cain became a farmer, while Abel became a shepherd. Come on, sheep! When it was time for the harvest, Cain and Abel both brought gifts to God. Cain gathered some of the things he had grown and gave them to God. Here you go. God wasn't pleased with Cain and his offering, and this made Cain upset. God asked, "Why are you so angry? Do what is right, and then you will be accepted." God warned Cain about sin. God told Cain to be careful not to let sin control him, but instead to take control of sin. Wow. Abel also gave a gift to God. Here you go. Abel gave God the best part of his firstborn sheep from his flock. God was very pleased with Abel and his offering because he had given the best of what he had. All right. Wow, julle, dit was nogal so 'n groot storie, was dit nie? Kom ons onthou gou wat ons vandag geleer het. Nommer 1. God kyk na wat in ons harte aangaan. God kyk nie net na wat jy doen nie. Hy is bekommerd oor hoe dit in jou hart lyk. Nommer 2. Jaloesie maak seer. Kain het baie jaloers geraak en hy het op die einde die verkeerde keuse gemaak. Hy het sy broer doodgemaak. Nommer 3. Ons kies wat in ons harte groei. Wanneer ons kwaad of jaloers voel, hoef ons nie verkeerde dinge te doen nie. Onthou die volgende. Daar's 3 stappe. Stop, bid en praat. Kom ons kyk gou wat sê die Bybel. Genesis 4 vers 7 sê: As jy reg lewe, sal jou offer aanvaar word. Maar as jy nie reg lewe nie, vind jy uit dat sonde soos 'n wilde dier buite jou deur vir jou lê en wag. Hy hou jou die hele tyd dop, want hy wil jou opvreet. Maar jy kan hom oorwin. Dis 'n lang vers, maar ons kan jaloesie oorwin. Ons moet oppas wat in ons harte aangaan, want jaloesie is soos 'n wilde dier wat jou wil opvreet. Met Jesus se hulp kan ons goeie keuses maak. Goed, ons gaan nou ietsie lekker in die klas doen om jou te help onthou.